Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 21 November en ons op die Koffiekuier 993. Nou, eerskomende Sondag die 23ste is dit die laaste dag van die jaar. Die kerklike jaar. Ja, ons kalenderjaar en ons kerklike jaar verskil mos van mekaar. En dit wissel so bietjie, dis nie altyd op presies dieselfde Sondag nie, maar gewoonlik die laaste Sondag van November, eerste Sondag van Desember, dan begin die nuwe kerklike jaar. Dan begin ons met Adventstyd. So, hierdie jaar is ons laaste Sondag van kerklike jaar, is op 23 November 2025. Maak hom vas in jou dagboek. En hierdie Sondag staan ook in die kerklike jaar bekend as Sondag van Christus die Koning. So, ons wil as ware op hierdie Sondag so vir 'n oomblik terugkyk op die jaar, die kerkjaar wat verby is, en sê, waar het ons die koningskap van Jesus Christus gesien en beleef en ervaar, maar dit ook sigbaar gemaak van ons as mense se kant af natuurlik. En die teksgedeelte van die leesrooster wat vir eerskomende Sondag dan nou ook gesuggereer word, is Lukas hoofstuk 23. Nou Lukas 23, vriende, as jy jou Bybel oopmaak en jy blaai daarna vers 34 se kant toe, 33 toe, dan gaan jy nou sê, maar dis amper 'n vreemde teks om oor na te dink en te lees hier, waar ons nou amper al pad is om Kersfees te vier. Lukas 23 vers 33 lees hierdie woorde, sê Lukas vir ons, toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. So, ons is onmiddellik by die kruisigingstoneel op hierdie Sondag. Lydenstyd was ons toe begin van die jaar, hier Maart, April, met Goeie Vrydag en Paastyd, en ons is gewoond daaraan om hierdie tekste te lees in lydenstyd. Maar dis ook belangrik dat ons hier op die laaste Sondag van die kerkjaar, op Sondag van Christus die Koning, na sal dink oor hoekom sy koningskap. Ag nee, ek gaan nou nie die hele gedeelte deurlees nie, vriende, ons ken die verhaal, ons ken die gebeure daar by die kruis op Golgotha, by Kobbeen koppie, dat Jesus gekruisig is, die twee misdadigers, een aan sy linker en een aan sy regterkant. Daar's natuurlik 'n klomp omstanders gewees, mense wat hom gespot het, mense wat met hom die spot gedryf het, die soldate, die Jode wat daar in die omtrek was, die een man in die kruis, die een misdadiger het ook met hom gespot. Maar dan weet ons ook uit hierdie verhaal uit, daar so van vers 32 se kant af, dat die ander misdadiger sê, 42, dat die ander misdadiger vir hom sê, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En ons ken die Here Jesus se antwoord, nie? Wat vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, as ons oor hierdie teksgedeelte nadink vir 'n oomblik vanoggend, vriende, dan moet ons vra, hoe help dit ons om te dink aan die koningskap van Jesus Christus? Want hy is ons koning, dis wat ons bely vandag. Maar as mens kyk na die kruis gebeure, dan kan jy vir jouself dalk sê, maar wat 'n tipe koning is hy nie? Hier is 'n koning wat ons bely, maar hy sterf aan 'n kruishout, 'n vloekhout op Golgotha. En as jy gaan kyk na die gedeelte, as jy hom gaan deurlees, dan sien jy ons nou ook sien, Pilatus wat opdrag gee, die mense kom by hom aan en kla Jesus aan daarvan dat hy homself die koning van die Jode noem, en dan is dit ironies, nie? Dat dit die bordjie is wat as die misdaad teen Jesus se naam gehou word, wat ook op die kruis vasgespijker word. Koning van die Jode. Wat beteken dit vir jou en vir my dat hy koning is in hierdie lewe? Wat beteken dit vir ons in ons lewe van elke dag, van Maandag tot Saterdag, om te sê ons glo in Jesus Christus, die een wat gesterf het en opgestaan het, die dood oorwin het en wat koning is ook van my lewe? Want ek het vermoeding, ons het dalk al so 'n bietjie van 'n negatiewe beeld aan konings, nê? Al die skandes en goed wat die Britse koningshuis aanvang en hoe die koninklike monargie eintlik wêreldwyd geval het en daar is nie meer oor nie, dan wonder ons maar hoe help hierdie beeld, hierdie metafoor om te sê Jesus is koning, hoe help dit ons om te dink oor wie hy is in my en jou lewe? Oor wat die prioriteite in ons lewens moet inneem? En hoe hy by ons lewens as koning betrokke is. Dis die goed waaroor ons hierdie naweek bietjie wil nadink. En ek gaan nou nie vanmôre 'n klomp giet hieroor uitpak nie, ek wil hê jy moet regtig so bietjie gaan stil word, vandag, môre,
En vir jouself afvra in die lig van dit wat die woord vir ons sê oor die gekruisigde koning. Hoe dink jy oor Jesus as jou koning in hierdie lewe? En dan Sondag gaan ons 'n bietjie in ons eredienste daaroor verder gesels. Ek self is by die Kuierkerk in die woord, en Werner van die Heever is hier by ons in Kleinmondkerk aan die woord. So ek weet nie presies hoe Werner die teks gaan benader nie, maar dit bly die woord van die Here wat met jou gebreek word. Kom ons hoor ook hoe help dit ons om te dink aan Jesus as ons koning. En dan vriende, soos gewoonlik gesels ons Dinsdag so 'n bietjie verder oor hierdie tema. Maar kom ons bid vanmôre saam en vra dat die Here ook, wat koning is in ons lewens, dat hy vir ons vandag sal begelei om sy koningskap nie net te erken nie, maar te aanvaar en te ervaar ook in ons lewens. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u woord het waarin ons ook kan lees en dat ons kan sien, u is ons koning. Vader, en as ons dan hierdie gedeelte in Lukas 23 lees, dan voel dit amper vir ons na 'n vreeslike kontras om te dink aan 'n koning, maar 'n koning wat gekruisig word en sterf. En tog weet ons wat vandag hier sit, en wat vandag saam ook hier die woord lees, dat die verhaal van Jesus Christus nie geëindig het aan die kruis op Golgotha nie, maar inderdaad dat hy opgestaan het en die dood oorwin het, dat hy opgevaar het en sit aan die regterhand van waar hy regeer as koning oor my lewe ook vandag, hier op 21 November 2025. Dankie Heilige Gees dat u die werklikheid van Christus se koningskap ook in my lewe kom anker, en dat u vir my help om onder leiding van hierdie koning te leef. Help vir ons om met verwagting en afwagting ook Sondagoggend op te kom na die eredienste toe, hier in ons gemeente of virtueel op die internet of waar ons ook al is, en dat ons koning Jesus sal ontmoet opnuut weer en voor hom sal buig om hom die eer, die hulde, die dank en die aanbidding te bring. Here, ons bid dit in u naam vanoggend. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag. Ons sien baie uit na die naweek. Ek en Jean-Marie veral, ons Alexanderkind land Sondag uit Engeland uit, dan is hy so 3 weke by ons, en hy en Kylen kom kuier by ons, dan gaan hulle hier so bietjie vir 'n week by Kylen se ouers in Namibië wees, en dan sal hulle weer hier voor Kersfees op pad terug is Londen toe, maar ons hou vas aan die 3 weke wat ons saam kan kuier. So ons sien uit daarna. Wat jy ook al hierdie naweek mee besig is, doen dit met die wete, met die bewustheid, Christus is jou koning, en daarom leef ons ook as koningskinders elke dag. Geniet intussen uit jou koffie, ons gesels Dinsdag dan so 'n bietjie verder oor hierdie tema. Mooi loop.